1 Kronieke 29 vers 13 sê, ons dank U ons God en prys U heerlike naam. Jy sien, ware danksegging plaas die sleutel tot wonderwerke in ons hande. 'n Gebrek aan opregte dankbaarheid kan veroorsaak dat ons teen die plafon vasbyt en ons diskwalifiseer om 'n wonderwerk te ontvang. Danksegging is nie net 'n geestelike voorstel, dit is 'n Bybelse opdrag. Oor en oor in die skrif sien ons Jesus se voorbeeld en God se vermaning om dankbaar te wees, om sy naam te loof. Paulus het die gemeente in Kolosse aangemoedig om die vrede van God in hulle harte te laat heers en om altyd te onthou om dankbaar te wees vir alles wat God vir hulle gedoen het. In Kolossense 3 vers 15. Hy het dieselfde rigting aan die kerk in Thessalonika gegee toe hy hulle aangespoor het om dankbaar te wees en om in elke omstandighede dankbaar te wees. Dit was die wil van God vir hulle, volgens 1 Thessalonisense 5 vers 18. Weereens aan die gemeente in Efesië het hy hulle opdrag gegee om voortdurend met die Gees vervul te word, om mekaar aan te moedig met lofsange en geestelike liedere en om God die Vader altyd vir alles te dank in die naam van ons Here Jesus Christus, volgens Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Ten spyte van stenigings, slae, gevangenskap en selfs die dood, het Paulus hulle beveel om voort te gaan om God te dank en om te dien uit harte vol dankbaarheid. Here, baie dankie vir U kosbare woord. Dankie Here, dat ons kan lewe en kan beweeg en kan doen met dankbare harte. Ons eer U, ons loof U en ons prys U, Here. In Jesus se naam, amen.